Vriende, ons kyk met dankbaarheid terug op 2025. Dis 'n jaar waarna 'n klomp dinge in ons gemeente gebeur het en ons het sommer afgeskop die begin van die jaar toe ons 'n nuwe predikant beroep het en Fourie en Marley by ons in die gemeente ingeskakel het. En ons is baie dankbaar dat Fourie Soomloos deel van ons gemeente en deel van ons span geword het. Ons span kyk terug op 'n jaar van heerlike samewerking. Ons het mekaar uitgedaag, ons het saam gegroei en ons is baie positief om 2026 as 'n span saam aan te pak met nuwe energie na 'n lekker rustyd wat op ons almal wag. As ek terugdink oor 2025 is daar 'n klomp goed waarvoor ons kan dankie sê. Ek dink aan 'n geweldige stuk groei in ons gemeente se eredienste. Maar meer as die groei wat dit was in Moederkerk en veral in die informele erediens wat getalle aanbetref, is dit die stories en die verhale van mense wat getuig dat ons eredienste 'n plek van werklike ontmoeting met die Here is. En daarvoor sê ons baie dankie. Ons sit met wonderlike musisië wat ons help. Ons het wonderlike lidmate wat saam met ons dink oor die eredienste en ons beleef dit regdeur van Studentekerk, Kruiskerk, studentebediening, ons tienerbediening wat geweldig gegroei het in die afgelope jaar en selfs hier na die einde van die jaar toe waar die familiebediening besluit het om selfs vir die 'n kinderkerk te begin op Sondag wat nou lekker momentum sal bou in die nuwe jaar. So ons kyk na ons eredienste en ons beleef die Here se getrouheid en ons sê vir die Here baie dankie daarvoor. Ons het natuurlik 'n klomp energie wat op verskillende bedieninge ingaan in ons gemeente en een wat spesifiek hierdie jaar baie aandag gekry het was ons familiebediening. Fourie het ingekom en daar het 'n klomp goed gebeur. Ons tienerbediening het gegroei. Daar het 'n klomp kinders vanjaar belydenis van geloof afgelê. Meer as 100 graad 7's het lekker gaan kamp vanjaar. Die kinderkerk het gegroei en momentum gekry. Daar's wonderlike ouerskap programme gewees wat gehardloop het. So ons kyk na ons familiebediening en ons weet daar lê 'n krag in ons gemeente waaroor ons baie opgewonde is. So ons sien uit na dit wat in die nuwe jaar gaan kom. Ons kinders gaan belydenis van geloof aflê. Die nuwe belydenisgroep gaan weer vroeg in die jaar lekker saam stap en ons wil sommer vir ouers nooi, bring julle kinders in die nuwe jaar sodat hulle deel kan word van hierdie wonderlike bediening en sodat ons ook as ouers ook ons doopbeloftes kan nakom. Waarna ons juis gesê het, ons wil nie alleen ons kinders grootmaak nie. Ons het 'n geloofsgemeenskap nodig daarvoor. So ons kyk met groot dankbaarheid terug op ons familiebediening. Ons studentebediening is 'n bediening wat wonderlike leiers oplewer. Vriende, en dit is iets waaroor ons ongelooflik opgewonde is. Elke jaar hierdie tyd maak studente leiers klaar wat in die land en selfs ander dele van die wêreld ingaan. Leiers wat gekweek is met 'n diep geworteldheid in hulle geloof, wat weet hoe om krities te dink en wat die wêreld wil ingaan. So ons is opgewonde oor ons studentebediening. En uitreike wat gaan, daar's 'n nuwe stranddienstspan wat nou in die vakansie uitgaan en dan natuurlik is ons eerstejaarskamp al klaar vol vir volgende jaar. So ons begin somme met lekker momentum as die jaar afskop en ons wil vir Angelique en Irene veral baie dankie sê vir die harde werk wat daarin gesit is. Studentebediening het al sy uitdagings en ons sê dankie vir die Here ook daarvoor. Daar was natuurlik ook 'n klomp toerustingsgeleenthede deur die jaar waaroor ons baie opgewonde is. Kursusse wat plaasgevind het, kritiese gespreksgroepe, daar het retreats plaasgevind. Alles geleenthede waar ons lidmate wil toerus vir die lewe en vir hulle elke dag se lewe. En ons kry baie mooi getuienisse en verhale van mense wat daaroor praat. Dan is ons betrokkenheid in die gemeenskap vir ons geweldig belangrik. Ons het geweldige betrokkenheid, finansiëel, maar ook in persone wat in bedieninge staan in Kaiman, Kloetiswil en in Idasvallei. Stellentombo, ons gemeenskapsbeen van ons gemeente, doen wonderlike werk rondom ouerleiding, ouerskapsprogramme. Ons werk in voorskoolse kinderontwikkeling. Ek dink aan Masindise waar ons 'n hele klomp studente met beurse, maar veral ook met mentorskap help. En op so 'n manier is ons getrou aan ons visie om 'n rivier van lewende water te wees, wat weier spoel as net ons eie gemeente. En as ek daarvan praat, dan dink ek onmiddellik aan ons sendelinge, ek dink aan Stefan van 'n wat in Japan is, ek dink aan ons bediening deur August in 'n groter dele van Afrika. Hans wat betrokke is by Bybelvertaling en Bybelwerk en dit is net wonderlik dat ons ook hierdie bedieninge kan ondersteun. Vriende, natuurlik het al hierdie bedieninge ook finansiële implikasies en ons wil vir julle baie dankie sê vir die wyse waarop julle ons as gemeente rondom dit ondersteun. Ons is nog so 'n bietjie agter, ons het so 1.3 miljoen wat tot einde Februarie ingesamel moet word en ek wil sommer van die geleentheid gebruik maak om ook te vra daar waar julle ons kan ondersteun tot en met einde Februarie en die einde van die boekjaar dat ons ook by daai mikpunt kan kom sodat ons bediening regtig op volstoom kan aanpak in die nuwe jaar.
Ons het ook vanjaar groot uitdagings gehad. Ek staan hier by die kerkgebou, rondom ons kerkgebou, en in die nuwe jaar gaan daar 'n hele klompie onderhoudswerk gebeur. Julle sal sien, ons is besig om in die tuine te werk en die tuine weer nuut te skep. En dit vat my na 2026 toe, waar ons as span en as kerkraad besluit het om ons tema vir 2026 te maak onderhou. Onderhou kan bietjie staties klink, maar ons sien onderhou as 'n diep geworteldheid in dit wat die Here vir ons kom gee het. En ons wil julle nooi om saam met ons 2026 te kom instap, sodat ons kan weet dat die Here ons vashou, dat die Here ons onderhou. En ons gaan die jaar ingaan met 'n reeks, ons 7 weke reeks, waaroor ons baie opgewonde is, en daaroor gaan ek vir julle in die nuwe jaar meer vertel. Gaan rus lekker, mag dit 'n goeie geseënde familietyd wees, mag dit 'n rustyd wees, en mag Kersfees vir julle elkeen 'n diep ervaring wees van God wat mens geword het en in jou kom woon het. Geseënde Kersfees.